Dit is die snaakse ding oor wie as inboorling beskou word of nie. Wie word as 'n indringer beskou of nie? Kommentators het geen probleem om aan te kondig dat wit mense wie se voorouers al 20 generasies in die land is, huis toe moet gaan as hulle in Suid-Afrika is nie. Maar probeer om vir die Somaliërs in Minnesota te sê om terug huis toe te gaan. Jy sal dadelik as 'n verre regse onverdraagsame persoon bestempel word. Alhoewel die Somaliërs al vir hoogstens 'n paar dekades hier is sommige al vir 'n paar uur hier, maar ons word meegedeel dat die Somaliërs die volste reg het om hier te wees, dat ons vir die Somaliërs meegedeel word. Die oomblik as hulle hier voet aan wil sit, is hulle net so Amerikaans soos enige iemand anders. Die oomblik as die Somaliër voet in hierdie land sit, is hulle net so Amerikaans soos jy, selfs al is jou familie al 400 jaar hier. En tog is die wit Suid-Afrikaners nie Suid-Afrikaans nie, selfs na 400 jaar en Amerikaners wat hul afstamming etlike eeue terug kan naspeur. Hulle moet net stil bly en dit in hierdie land verduur, maak nie saak waar hulle is nie. Miskien het jy al opgemerk, wit mense, ongeag waar hulle is altyd die koloniseerders en het geen wettige aanspraak op watter grond hulle ook al is nie. Met ander woorde, onder die linkse raamwerk, is wit mense die enigste demografiese groep op die planeet wat nooit werklik as tuis of inheems aan enige land, enige plek, beskou kan word nie. Jy weet, ons sal vertel word dat 'n wit persoon se ware tuiste Wes-Europa is. En tog, as enige wit persoon in die Verenigde Koninkryk sou beweer dat dit 'n wit land was, sou hulle veroordeel word. Jy weet, hulle sê vir ons in Amerika dat dit nie ons land is nie. Dis gesteel. So waar is ons grond? Hulle sal dit nie tot die gevolgtrekking volg en sê dat, wel, Europa die witman se land is nie. Hulle gaan dit nie sê nie. So waar is dit? Die boodskap is dat daar letterlik geen plek op aarde is wat wit mense as 'n wettige tuisland kan opeis nie. 'n Wit man is inheems aan nêrens nie. Hy is inheems aan nêrens nie. Ek bedoel, dis vreemd. Hoe werk dit? Het jy al opgemerk dat daar geen land op die planeet met wit inheemse mense is nie? Hoe is dit moontlik? Waar het die wit mense vandaan gekom? Het hulle soos reën uit die lug geval? Het hulle magies uit die niet ontstaan? As 'n wit persoon sy wortels tot die 17de eeu in hierdie land kon terugvoer, maak dit hom 'n inheemse Amerikaner. Ek bedoel, op watter punt kan die wit persoon sê, ja, ek is inheems aan hierdie land? Hoeveel eeue moet hy wees? Doen dit wel? Moet sy familie in 'n land wees om daarin inheems te wees? Hoeveel generasies? 10, is dit genoeg? Nee, 1520253040. Is dit genoeg? Kan ons op daardie stadium sê dat ons inheems aan hierdie land is? En as die antwoord goed is daar geen tyd nie. As die antwoord so goed is, kan dit 1000 jaar van nou af wees. En 'n wit persoon wat al meer as 1000 jaar hier is, hul familie is al 1000 jaar hier, is steeds nie inheems aan hierdie land in Amerika nie. As dit die antwoord is, waar is dan weer sy geboorteland? En as hy daarheen gaan, kan hy die titel van inboorling of inheems opeis? Kan hy sê dat die nie-inboorlinge inval of steel? Wel, die linkerkant het geen antwoord op enige van daardie vrae nie. En die rede is dat die terme inboorling en kolonisator en indringer en inheems almal bloot instrumente van manipulasie is. Hulle beteken niks. Dubbel enige video in jou taal met Panini Translatekie.